Goeiedag en baie welkom by Sinmaak hierdie week. Sinmaak, waar ons saam sin maak oor die woord van God. Nou, ons het 'n rukkie gevorder met Sinmaak en ons het 'n rukkie al gevorder met die boek van Romeine. Ons kyk vandag verder na Romeine 13 vers 8 tot vers 14, waarna ons dan ook uiteindelik klaar maak met hierdie hoofstuk van Romeine. Ek lees vir ons Romeine 13 vers 8 tot 14 in die 2020 vertaling. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenuitrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Ons lees net tot daar. So Romeine 13 vers 8 tot 14 is weer, soos die Engels sal sê, jam-packed. So kom ons ontpak hom so stukkie vir stukkie. Ons doen dit vandag op 'n bietjie van 'n ander manier, net om afwisseling te bied. So in vers 8 sien ons dat daar is 'n algemene beginsel wat Paulus hierso aan die gemeente rig. So 'n algemene beginsel, en wat is hierdie beginsel wat hy dan nou wil hê hulle moet besef? Dan praat hy van die verskuldig te wees nie, behalwe verpligting om mekaar lief te hê. So hy praat letterlik hierso van skuld. Moenie aan enigiemand skuld iets skuldig moet hê nie. So moenie vir hulle geld skuld of besittings of materialisme of enige so iets nie. Moenie niks vir hulle skuld nie. Maar as jy iets skuld eerder die liefde. Ons moet dit verskuldig wees aan mekaar, die liefde. Hy sê verder, wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. So hierdie liefde is uiteindelik die vervulling van die wet. Hoekom? Want die wet sê vir ons het ons medemens lief hê. Nou gaan Paulus verder en hy gee die rede hiervoor. Hy verduidelik verder. So vers 9 is uiteindelik 'n uitbreiding. Maar saam met die uitbreiding is vers 9 ook 'n samevatting van die 10 gebooie. Ons sien dit in Exodus 20. So nie 10 gebooie soos die volledige 10 gebooie nie, maar 10 gebooie in die sin van hy noem enkeles. Watter enkeles is dit wat hy hierso vir ons noem? Ons sien dit eerstens, hy praat van egbreek pleeg, hy praat dan van moord, hy praat van steel en hy praat van begeer. So dit is die laaste 4 gebooie waarvan Paulus praat. Die een wat net voor dit is dan die gesag. So Paulus wil hê die mense moet besef dat jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie begeer nie. Want die oomblik as jy hierdie dinge doen, hierdie elemente toepas, dan is jy nie meer lief vir jou medemens nie. En ons moet dit besef, wanneer ons daadwerklik lieg en bedrieg, dan gee nie om oor die gevoelens of die manier hoe ander mense, hoe jy omgaan met ander mense nie. Dit maak nie regtig aan jou saak nie. Hy gaan verder, of watter gebod daar ook al mag wees, word saamgevat in hierdie uitspraak. En dan begin hy weer daai uitspraak, en dan gee hy daai uitspraak waar hy sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So die naaste en jouself. Jy gaan nie wil hê iemand gaan van jou steel of egbreek pleeg met jou vrou nie. En daarom, hoekom wil ons dit dan doen teenoor ons naaste?
dit is nie regverdig nie, dit is nie logies of reg nie. En dit is wat ons nou sien in die eerste 2 verse waarvan hy nou praat. Dan vers 10, wanneer ons kyk na vers 10, is dit 'n uitbreiding van vers 9. Hoekom sê ons so? Ons sien, dan sê hy, hierdie liefde doen die naaste geen kwaad nie. Want wanneer ons hierdie liefde waarvan hy praat nie gebruik nie, dan doen ons juis kwaad. Dan kan ons net sowel daai stukkie doodtrap in die Bybel en sê, maar ons doen dit in 'n geval. Hierdie kwaad is dan sal ons steel, dan sal ons iets anders doen teenoor ons naaste. En daarom is die liefde die vervulling van die wet. Dit is ook die opskrif van die teks wat ons gelees het. Liefde vervul die wet. Vers 11 gaan dan verder. Boonop ken julle die bestemde tyd. So nou het hy gegaan van 'n beginsel, hy het dit prakties toegepas, en nou gaan hy na die geestelike aard toe. En wanneer hy hier praat, dan praat hy van die bestemde tyd. Wat is die bestemde tyd? Dis die oordeel van God wat op pad is. Die uur is reeds daar. Met ander woorde, die tyd raak min. Om uit die slaap uit wakker te word. Die tyd raak min, en ons moet uit die slaap uit wakker word. Wat bedoel dit wanneer ons sê ons moet uit die slaap uit wakker word? Hier praat hy van passiviteit. Ons moet nie passief wees in ons geloof nie. So hy praat spesifiek nou met daardie Christene wat nou basies sê ek glo in Christus, maar dit nie wys of doen nie. Moenie passief wees nie, ja. Ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Nou Paulus wil dit beklemtoon by hulle dat die oordeelsdag van God is nou reeds nader as destyds toe ons tot geloof gekom het. So dit is nie dat dit word uitgerek nie. Dis amper hierso, dis op pad hierso, hierheen. Dit dui op hierdie woord waar hy praat van nader. Hierdie nader dui op die tyd word min. Die tyd word al hoe minder, soos wat die oordeelsdag van God nakom. Vers 12. Die nag, ons kan nag vervang met sonde, boosheid. Die nag het reeds ver gevorder. So die boosheid en die sonde in hierdie wêreld het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Nou sinspeel hy weer met dit wat hy gedoen het in vers 11. Die dag teenoor nag. So die dag is die oordeel, die goeie wat sal kom, ensovoorts. Kom ons doen dan afstand, letterlike spasie tussen die praktyke van die duisternis, en hierdie duisternis stem dan nou ooreen met dit wat ons vroeër gesien het. Die duisternis stem ooreen met die nag. Daar is 'n konnektasie tussen die twee. En trek die wapenuitrusting van die lig aan. Daar is weer 'n konnektasie tussen dag in die vorige vers en lig in hierdie vers. Wapenuitrusting laat ons dadelik dink aan wat? Aan Efesiërs 6, waar hy praat van die wapenuitrusting. Maar hier moet ons nou versigtig wees, dis nie noodwendig net dat hy verwys daarna nie, want hy verwys daarna nou verder in vers 13 en vers 14. En dan in vers 14 dan sien ons waarmee ons eintlik beklee ook word. Kom ons leef betaamlik, met ander woorde skaftelik, soos in die daglig. Nie met gevyf of dronkenskap nie, en ook nie met tug of losbandigheid nie. Seksuele losbandigheid, geestelike losbandigheid. Moenie daarmee saamlewe nie. Moenie risie maak en afgunstig wees nie. Hierdie vers 13 sien ons sluit weer baie mooi aan by dit wat ons gelees het in die vorige verse, waar hy praat van die wette van God, hierso in vers 9.
So vers 9 en vers 13, in vers 13 is dit nou meer 'n praktiese uitvloeisel daarvan. Moenie dronk wees nie, moenie begeer nie, en moenie seksuele of geestelike losbandigheid pleeg nie. En hy gaan verder in die laaste vers, en dan sê hy vir ons, beklee julle egter met die Here Jesus Christus, en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Van sondige van ons, as gevolg van die sondeval, en ons sondige aard, wil ons dit doen. Ons wil ons drange bevredig. Maar Christus sê, Paulus sê, die Heilige Gees, hulle almal sê en spreek uit een mond, moenie. Moenie aan die sonde gelykvormig word nie. Dit is verkeerd. Hoekom? Want ons sien in vanaf vers 12, waar hy sê, die nag het reeds gever gevorder, die dag is amper hier. Daarom is dit nodig dat ons besef dat ons moenie lewe in die duisternis nie, maar wel in die lig, sodat ons uiteindelik bekleed kan wees, ook met die karaktereienskappe van Christus. Sodat ander mense ook kan sien wat die evangelie vir ons geleer het. Tot volgende keer. Totsiens.